Goeiedag julle. Ek wil terugvoer gee oor 'n onlangse besoek wat die Vrystaatse Synode gereël het aan Lusaka in Zambië. Ons het onder andere die Justo Mohale Universiteit in Lusaka besoek, sowel as ontmoetings gehad met lede van die Reformed Church in Zambië. Ons het van donderdag 15 Mei tot Saterdag 20 Mei Zambië besoek. 3 van ons was van die Vrystaatse Synode en die 4de persoon was van die Universiteit van die Vrystaat. Die eerste persoon wat saamgegaan het, wat op die toer gereël het, was die predikant in synodale diens, Nico Mostert. Hy is verantwoordelik vir getuienis en vennootskappe binne die Vrystaatse Synode. Die tweede persoon wat saamgegaan het is Joe Miller. Hy is predikant in Bethlehem by Oosgemeente. Die derde persoon is ek self, Joepie Stoere van Sasolburg-Fontein gemeente. Die vierde persoon is Juanita Meyer. Sy is 'n dosent by praktiese teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Die van julle wat in Sasolburg bly sal dalk vir Juanita ken. Sy het hier in Sasolburg groot geword en haar nooiens van was Loubser gewees en sy was in Noordskool en in Afrikaans hoërskool. Haar ouers is Mani en Jana Loubser en hulle het al die jare hier in Toosjestraat, net hier agter die kerk gewoon. Tydens ons besoek aan Zambië was David Kuyler, wat tans 'n dosent is aan die Justo Mohale Universiteit, ons gasheer en motorbestuurder. Van julle hier in Sasolburg ken hom baie goed. Hy was jarelang die gevangeniskapelaan hier in die Noord-Vrystaat en het onder andere gewerk by die Groenpunt gevangenis en hier by die Sasolburg gevangenis. Dit was 'n voorreg om David beter te leer ken en ons het agtergekom dat hy baie goeie verhoudings het met beide die studente en die dosente aan die universiteit. Ek en Joe het op verskeie geleenthede klasse bygewoon wat David aangebied het. Dit het ons ook die geleentheid gegee om die studente te ontmoet en te sien wat sy syllabus hulle leer om hulle self toe te rus. Nico Mostert en Juanita Meyer het verskillende gespreksgeleenthede en klasse aangebied, spesifiek vir die nagraadse studente. Hulle kon hulle help met hulle navorsingsvoorstelle en hulle navorsingsmetodiek en hulle etiese klaring wat hulle moet voltooi om by die universiteit te registreer. Baie van die nagraadse studente aan die Justo Mohale Universiteit studeer verder aan die Universiteit van die Vrystaat en aan die Stellenbosch Universiteit. En dit is hoekom dit so belangrik was dat daar iemand van die universiteit ook saamgegaan het. Deur die loop van die jare daar baie goeie verhouding ontstaan tussen die Justo Mohale Universiteit en die Universiteit van die Vrystaat. 'n Interessante verskil tussen 'n universiteit in Zambië en 'n Suid-Afrikaanse universiteit wat ek gesien het, is die feit dat in Suid-Afrika as meeste van die studente wat kom studeer is ongetroud. In Zambië is meeste van die studente aan die Justo Mohale Universiteit getroud en daarom is die universiteit ook ingerig om gesinne te akkommodeer, 'n man en 'n vrou en die kinders. En baie keer is dit die man of die vrou wat studeer en dan woon die kinders en die eggenoot woon saam op die kampus. Ten spyte van die finansiële bydrae wat van Nederland en van Amerika en uit Suid-Afrika uitkom vir die Justo Mohale Universiteit, was dit tydens ons besoek ook baie duidelik geweest dat die universiteit onder geweldige finansiële druk verkeer. The Reformed Church in Zambië het ontstaan uit sendingwerk wat die Vrystaatse Synode destyds in Zambië onderneem het. Reeds hier rondom 1896-1898 is daar besluit om met sendingwerk in Zambië te begin. Die kerk in Zambië het so ontwikkel dat daar vandag meer as 150 gemeentes in Zambië is en die kerk in Hebreër het ook meer as 500,000 lidmate. Ons het onder andere die voorreg gehad om gemeentes, predikante, lidmate en ook die bestuur van die Reformed Church in Zambië te ontmoet. Dit maak 'n mens hart regtig baie dankbaar om te sien hoe die kerk gegroei het, hoe die werk vrug gedra het en hoe mense hulle lewe vir die Here gegee het. En die hele Justo Mohale Universiteit is ook 'n sprekende voorbeeld van hoe die kerk daar in Zambië verantwoordelikheid neem om self predikante op te lei. Saterdag aand het ons saam met Werner en sy vrou Marknel aandete geëet. Hulle is die predikantspaar van die Afrikaanse gemeente in Zambië in Lusaka. Dit is interessant dat daar nog 'n Afrikaanse gemeente in Lusaka is, maar die waarheid is die gemeente is al meer as 100 jaar daar. Dit word vertel dat daar op 'n stadium 10 NG gemeentes deur die hele Zambië was. Die gemeente wat Werner hulle bedien strek van Livingston in die suide, dis waar die Victoria Waterval is, tot so 70 km noord van Lusaka. Ons het dan ook die voorreg gehad om hulle Sondag te ontmoet so 70 km noord van Lusaka by bedieningspunt waar Werner 2 dienste gehou het, een in Afrikaans, een in Engels en waar hy ook Sondagskool aangebied het. In die NG gemeente in Lusaka het ons dan ook die voorreg gehad om Sondagoggend 'n Engelse diens by te woon wat deur Werner se kollega Reverend Zulu aangebied is. En Reverend Zulu het self ook 'n doktorsgraad hier aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi
Dit was 'n voorreg geweest om ook na sy prediking te kon luister en saam met die gemeente ook te kon deel. Een van die interessante verhale wat hulle my vertel van hier in die 1930-40s toe die Afrikaanse gemeentes in Zambië pos gevat het 'n dominee 'n fiets gehad en hy het 'n geweer gehad. Want in daai wêreld waar hy moes huisbesoek doen tussen die boere, het die leeu's en die wilde diere nog wild rondgeloop. So wat 'n kerkraad van 'n dominee vereis het in die 1930s in Zambië, is hy moet kon goed fietsry, hy moes goed kon preek en hy moes sy eie lewe kon red met 'n 306. Tydens ons tyd in Zambië het Goodson Silafwe, 'n sendeling wat sedert 1997 deur Fontein Gemeente ondersteun word, ons in Lusaka besoek. Hy het vir ons meer terugvoer gegee oor die werk wat hulle doen. Hy en 'n ouderling het ons besoek en ek sal so 'n bietjie later ook 'n video uitstuur waar Goodson en sy ouderling self vertel oor die werk waarmee hulle besig is. Dit was 'n wonderlike voorreg om Zambië te kom besoek, maar dit was selfs 'n nog groter voorreg om te kon beleef hoe die Here werk in Zambië en in Suid-Afrika en hoe daar vennootskappe ontstaan tussen kerke en tussen universiteite. Baie dankie dat julle saam geluister het na hierdie video oor die uitreik en die werk wat in Zambië gedoen word.